Dis 1994 en die groot oorgang en die wêreld juig. Suid-Afrika word gesien as 'n wonderwerk. Dis 'n Mandela oomblik. En binne hierdie gees in 1998 word 'n raswet aanvaar. En hy verpak hom in ongelooflike mooi liberale terme. Daar word gepraat van gelykheid en inklusiwiteit en foute van die verlede en wanbalanse. Alles begrippe waarteen jy tog nie kan wees nie. Wat op dese aarde kan fout gaan met 'n wet wat sulke mooi doelwitte het? En so het die staatsdiens toe getransformeer. Hulle het gesê mense moet gelyk by die wenpaal dan uitkom in verhouding met die samestelling van die bevolking. Jy moet die nasionale demografie op alle vlakke van alle maatskappye verteenwoordig, wat totaal onmoontlik is. Solank as wat ons in daai gebrekkige raamwerk vasvang, gaan jy nooit suksesvol vorentoe kan gaan nie. The common law knows no race, so to have race law, you have to introduce it through legislation, and not many countries do that. South Africa is one of the few that do that at a very high rate. Dit het uiteindelik gelei tot die staatsverswakking en die staatsverval wat ons in baie dele van die land sien. Hoe kan iets wat so mooi en so wêreldklas en so fantasties was, oor 'n kwessie van tyd net absoluut verwoes word? Met ander woorde, hy's fisies verwoes. Van die binnekant af buitekant is hy verwoes. Regstellende aksie is vir die regering 'n groot ding. Hulle gaan daarmee voort al doen dit nie die land goed nie, al baat die gewone man op straat, swart mense baat nie daarbey nie, maar dit is vir hulle absoluut 'n beleid wat hulle tot die dood toe sal dryf. Maar die wat die prys betaal het, is miljoene gewone Suid-Afrikaners. Die groter ekonomie groei stadiger as die bevolking. Elke liewe een van ons word armer en gemiddeld word ons baie armer. Op 7 Februarie publiseer president Donald Trump 'n uitvoerende bevel oor Suid-Afrika. En die wêreld kyk na 'n land wat wanbestuur word, 'n land waar daar uiters problematiese buitelandse beleid die afgelope paar jaar geïmplementeer is wat tot groot nadele vir Suid-Afrika gelei het. Dis raswette en die lig skyn nou daarop. Die kontras tussen wat Suid-Afrika was in die wêreld se oë en wat hy toe nou regtig is, het uitgekom. Skep 'n klein elite wat geweldig ryk geword het ten koste van almal anders in die land. Suid-Afrika is die mees rasgereguleerde land in die wêreld. En Suid-Afrika is 'n baie goeie voorbeeld van wat gebeur as jy eenvoudig te lank daarmee aanhou. Ons het desperate armoede, geweldige maatskaplike krisisse. En jy het 'n regering wat toenemend viool solo op viool solo speel terwyl Suid-Afrika brand.